Ons begin. Goeiemôre almal. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir die lekker reën wat ons gister gehad het. Dankie Here, dit het ons siel verkoop. Dankie Here, ons loof en ons prys U vir U wonderlike genade, Vader, wat elke dag vars en nuut is oor elke een van ons. Ons loof U daarvoor. Vader, ons dankie vir die woord vanmôre. Dankie Here dat ons ore is oop vir die woord, om nie net te hoor nie, maar te verstaan wie U is. Dankie Here, soos wat ons die woord bestudeer, gaan daar vir ons 'n lig op wat helder skyn, soos wat ons U heerlikheid aanskou. Ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. So, Jesaja 47 praat weer eens van die val van Babylon, die val van die trotse Babel. So ek kan eens 'n bietjie vertel van hoe pragtig was hierdie plek gewees. Onthou Nebukadneser het hom aanvanklik gebou. En hy sê in vers 1, kom af en sit in die stof, jonkvrou, dogter van Babel. Hier vergelyk die Bybel Babylon met 'n vrou. Dit was nie regtig 'n vrou nie. Dis net, wat noem jy dit? Simboliese 'n beeldspraak. simboliese beeldspraak van hoe dit was. En wat dit prakties maak vir ons vandag, denkswyse word ook vroulik genoem in die Grieks. Griekse woorde is baie pragtig en meer ryk as ons Afrikaanse woorde. Jy kan tot vroulik en manlik daarin sien. Nou, die vroulike deel van ons almal is ons sienswyse. Die manlike deel van ons almal is ons gees. En gees met siel leer. En wat vir my mooi is, kom af en sit in die stof, jonkvrou. Sy praat van jou denkswyse, wat nou in die stof beland. Stofdenke. Babelse denke. En ons weet, Babel is Babelse verwarring. Toring van Babels, mense eie poging om by God uit te kom. Goed. As ek dit so lees nie, en ek sien die verwoesting van hierdie uiterlike, dan besef ek, baie keer is ons so gestel op ons uiterlike. Ons dink, ek moet myself regryk, jong, ek moet mooier lyk, en hierdie was so pragtig, en tog het dit vir God niks beteken nie. Absoluut niks, want die intensie van die hart was boos gewees. So kan 'n mens goed lyk, of mense lyk mooi, maar die intensie van hulle hart is nie mooi nie. Dan is die vrugte van daardie persoon is vrotvrugte. As soos 'n boom dra vrugte, jy ken hom aan sy vrugte, en Amen. die hart wat jy van praat is, mense kan ook sê sienswyse. Amen. 'n vrot sienswyse is 'n vrot uitsaai, sê amen. 'n vrot lewe. Goed. Amen. Sit op die grond sonder troon, dogter van die Galdeërs, want jy sal nie langer genoem word die vertroetelde en die verwende nie. Ja, dis vir my mooi, jy weet, Jesus het ons, die Bybel sê in die begin, Genesis, God het ons gemaak om te heers. Ja. Jesus, ons het daai heerskappy verloor, die mense, Jesus het dit teruggebring. En hy word dan die koning van die konings. Wie is die ander konings? Ek en jy. Openbaring 1, hy het ons gemaak, nou konings. En priesters, hoe kry jy jou kroon terug? Nou, jy praat in die laaste tyd baie van kroon, né? O ja. Hoe kry jy jou kroon terug? Die kroon, die groot kroon, is die regering van Jesus wat nou binne en deur ons is. So, wat is jou besluit? Gaan jy jou denkswyse absoluut vir Christus gee? En Christus word nie jou denkswyse. Dan het jy die kroon terug. Ek wil gou iets ingooi hierso. Baie keer kry jy, daar's 'n woord, dualisme. Dualisme beteken, jy probeer een ding wees, maar jy is eintlik 'n ander ding. Dubbelhartig. So, en ons gaan terug na Jakobus toe, dubbelhartig. So, dis hoekom hy sê, suiwer julle harte, ook in Jakobus. En weer eens, as jy daai bootjie hart vat, as jy dit meer kan sienswyse noem, Ja. gaan jy dit beter verstaan. So jy het Yes. dubbel sienswyse. Wie van julle weet, as 'n ou dubbel sien, dan het jy 'n bril nodig, om jou oë reg te trek.
Maar jy praat nou van 'n sienswyse wat sit op 2 stoele. Ja. Nee, ou kan nie op 2 stoele denkerigtes. sit nie. Jy kan nie op 2 stoele Nee, gelyktydig jy sit kan nie. nie. Jy kan nie nog 'n paar skoene aantrek nie, kan jy? Maak nie saak hoeveel pragtige skoene jy het nie, jy kan net een paar op 'n slag dra. En dan dink ek aan Dawid wat sê, toets my o Here en kyk of is daar by my 'n weg van smart. Toets my o En Here. dis wat so mooi is, wat Paulus sê, neem elke gedagte gevange Yes. in 2 Korintiërs 10 en bring dit in gehoorsaamheid aan Christus. So dis die toets. Ek hou van daai regbank wat ons nou al gedoen het. Ons moet gereeld aan God se regbank, dis sy woord kom. O, dis En dan laasweek ja, Woensdag. sy sienswyse bekom. En sy sienswyse sorteer jou uit, jou dualisme uit, sodat jy 'n enkel sienswyse het en dis Christus. Nou die ding van dualisme. Kom ons veronderstel nou dat Leen bak die lekkerste, wat sal ons nou sê, krokkenboes, Krokkenboes, krokette. word dit van krokodilvel gemaak. Nee, dis chowdeeg. Kom ons sê sy bak nou die lekkerste chowdeeg, waarvan jy roompoffertjies Ek meen, hy maak. moet gechow word, soos hy's taai, soos 'n krokodil. Nee, eintlik nie. O. Nee, eintlik nie. Maar dis 'n interessante resep. Maar kom ons sê nou, sy doen dit, daar's nogal 'n triek aan daai goed. Jy moet nogal weet wat jy doen, anders te slaan die ding toe, dan sit dit lykie. So as jy hom reg doen, is hy hol. Dan kan jy hom room inspuit of vla inspuit of wat ook al. Okay, sê nou maar, sy het nou hierdie deeg en sy het nou soveel moeite gedoen met hierdie deeg. En bo op haar rak staan 'n bottel Wonderkroon Essence van Lennon. En Hy gee so lekker smaak. ag goed, dis sleg. En sy kom dit nie agter nie en dit drup in daai deeg in. Is die deeg gespoil of kan jy dit nog steeds gebruik? Is gespoil. Ja, en Jesus praat van die suurdeeg van die Fariseërs, pas op, Presies. want hy noem die deeg jou denkswyse. Presies. En dan 'n klein bietjie suurdeeg kan daai hele Yes. deeg beïnvloed. So 'n klein gedagtetjie wat verkeerd is, kan jou hele gedagtes beïnvloed, kan jou dubbelhartig maak. En so 'n man moenie dink dat hy iets van die Here Van sal God sal ontvang, sê ontvang Jakobus, ja. So, daai klein bietjie negativiteit wat jy toelaat, jy dink, ag, dit sal niks maak nie, dit is so groot pot deeg, daar's net 3 teelepels wat daar ingeval het. Die verskil sal nie so erg wees nie. It will spoil the whole thing. En so is dit wanneer jy negatief is en wanneer jy dualisties is, want dit spoil die hele Ja, hink en pink op 2 paksel. gedagtes. Dit Ja. spoil die hele paksel. So jy kan niks daarmee doen nie, jy moet hom wegsmy. So een gedagte, net Een een gedagte, Christus. Okay. Voed jouself met ek wil dit Christus net woord. gou ingooi. Nou, as hy hier praat van die dogter van Babel, nou, onthou nou, hy noem die stad 'n vrou. Nou in daai dae het hulle, ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, hulle het so 'n draagbaar gehad, ek dink dis 'n palakoon of iets, waarop die prinses nou gesit het. Nee, en dan dra hulle dit nou, die manne dra dit nou so. Ja, draahoude wat so op die skouers gekom het, en dan Ja. die stoel nou so in die middel, Ja. en dan word die dame nou so gedra. Nou hy sê hierso, sit op die grond sonder daai troon, dogter van die Galdeërs. So met ander woorde, jy het nie eers meer 'n ding waarop jy kan ry nie. Jy is nou plat op die So grond. baie mense sê, weet ek het dit verloor, die lewe is stewig. Nee, jy het jou regering verloor. Amen. Jy het Christus verloor. Jy's dualisties. Jy het toegelaat dat daai suurdeeg van die Fariseërs jou hele deeg beïnvloed. Vers 2, neem die handmeel en maal meel. Nou, hierso wil ek net gou genoem, hy verwys hierso na Samson. Okay. So, Samson, baie mooi voorbeeld. Hier Samson, die Here sê vir hom, hoor jy's in Assirië, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, en as jy dit doen, sal jy jou krag verloor. En Samson speel met die Ja, hy moenie sy gedagte. hare laat afsny nie, Ja. dit is die groot ding. Ja, en
Hy mag ook nie sterk drank gedrink het nie en daar was ander voorskrifte ook wat hy moes gevolg het. Hy moes nie meng met vreemde vroue. OK. Nou, dit nou daar gelaat, dis die minder belangrike deel daarvan. En nou speel hy Why, Delilah. Presies. Ja. Nou speel hy met die gedagtes. Soos ek sê, die krokette deeg en daai paar druppeltjies van die wonderkroon essence wat nou daarin geval het, of leven essence, die ou, julle wat daai oudheidse Wat sê jy, gekrokte deeg? Krokkenbush. Ja. Dis 'n Franse woord vir roompoffertjie deeg. OK. OK, hoe dit nou ook al Dit sê. sou gaan mooi in Afrikaans kan sê is gekrokte deeg. Soos eintlik dan lekker deeg. Ja, nee, jy moet hom weggooi. OK, Samson speel met twee gedagtes. Kan julle sien? Hy is dualisties. Hy's dualisties. Hy speel met die twee gedagtes. Ja, hy begin- Want hy sien, Ja. dis asof hy die balle so in die lug gooi en sê, die Here sê so, Ja, ek maar weet ek gaan sy so hare is nou net die groot ding en die vrou Ja. bly hom sê, nou, waar kry jy die krag? Waar kry jy die groot krag? Yes. En dan eintlik nou beweeg hy na die verkeerde kant toe. Hy begin dan vertel. Yes. Hy sê is met my hare. Hy sê as my hare net kan aan 'n stoel vasbind, dan is ek kragteloos. met nuwe So toue. onmiddellik begin die Yes. vyand weet, die krag lê iewers by die hare. En so gaan dit aan en aan en aan en julle weet die groot geheim was, hy mag nie sy hare sny nie. En toe uiteindelik, toe moan sy so, jy weet 'n vrou wat so moan, jy weet, moan. Kan enige man, Teen die muur ek dink 'n man kan ook moan, hè. Ai, en hoe? Ja. 'n Man wat so moan, kan enige vrou teen die muur opdruk. Okay. So uiteindelik toe wil sy hom nou los. En uiteindelik wat doen hy? Ja, want sy sê, jy het my nie lief nie. En dis hoekom jy my nie wil sê nie. sien jy blackmail? Sy blackmail hom. En toe uiteindelik toe vertel sy my geheim. Toe sê as jy my hare afsny. En elke keer spring hy ons nou op, dan sit sy word die hare vasgevleg in die stoel en so aan dan kan hy sê Filistyne is op jou en dan spring hy op en dan ruk hy daai haarlokke van hom uit asof dit niks is nie. Of hy breek daai. Eers het hy gesê as julle my bind met nuwe tou, met toue en dan met nuwe tou. En toe beweeg hy na die hare toe. En toe uiteindelik toe kon hy nie meer hierdie gemounery vat nie. En hy sê vir haar want hy's nou bang hy verloor haar ook natuurlik, né? Ja. Partykeer moet 'n mens Sy blackmail hom. Verloor liewers alles, maar moenie Christus dienswyse Amen. verloor nie. En toe uiteindelik toe verklap sy die geheim. Yes. As my hare gesny word. Verklap hy die geheim. Of hy verklap die geheim. En toe sê sy, die Filistyne is op jou, en toe jy wakker word, toe is die krag weg. Okay. Toe neem hulle Samson en hulle steek sy oë uit. En hy laat hom maal. So, hy kan nou nie meer sien nie. Kan jy sien, as jy dit toelaat, dan verblind dit naderhand jou oë. Jy kan naderhand nie meer sien nie. Jy kan nie in die geestelike riem sien nie. Jy kan nie vir God sien nie. Jy het geen rigting basies nie, want as jy nie kan sien nie, het jy nie rigting nie. Dan is jy soos 'n ou wat met 'n stok rondloop. Ja, en hy's toe nou blind, Nou is hy blind en hulle sit hom en hulle laat hom meel maal, koring maal. so 'n groot Al wiel in die rondte met en sulke al balk in die hout, né? Dis die mees Paal wat hy so mee vernederendste, loop, ja. mees vernederendste werk wat jy vir iemand kan gee, is om te sê, hier is koring, maal dit. En dis die prentjie wat hier Neem die handmeel en maal meel. En dan slaan jou sluier op, tel die kleed op, ontbloot die been, trek deur die riviere. Laat jou skaamte ontbloot word, ja, jou skande gesien word. Ek sal wraak neem en geen mens verskoon nie. OK, so dit is nou praat van Babel. Dan vers 4 praat hy nou weer van die Here. Ons verlosser, sy naam is Here van die leerskare, die heilige van Israel. So hierdie vers praat nou weer verwys na Jesus. van Jesus toe. Vers 5, sit doodstil, gaan in die duisternis, dogter van die Galdeërs. Praat hy nou weer met Babylon. Praat met jou sienswyse. Want jy sal nie langer genoem word
gebiedster van die koninkryke nie. So, sien jy hierso wat het hierdie, dit gaan nie so seer oor 'n stad nie, maar dit gaan so seer oor intensies van Babylon. Hy sê hierso, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryk nie. So, hy sê, jy sal jou autoriteit verloor. Jy sal for sure, gaan jy jou autoriteit verloor. Want Babylon het geheers oor Juda, oor almal, julle weet hoe het hulle ballinge geneem ensovoorts. So, die Here sê hierso, sit doodstil, gaan in die duisternis, want dis wat jy hoor, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie. Nou sê die Here hierso, hy sê, ja, ek was toornig op my volk, ek het my erfdeel ontheilig, en ek het hulle in jou hand oorgegee. Jy het hulle, net die eerste, kom ons vat net die eerste stuk, selfde as Job. Die Here het gesê, jy mag hom aanval, want die heining, daar's 'n heining rondom hom, maar daar's 'n opening in die heining, soos ek Sondag gepreek het. Hy sê, ja, ek was toornig op my volk, en ek het jou toegelaat om hulle 'n pak slaag te gee. Maar, nou praat hy weer teen. Jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie, en nou op die gryshart het jy jou juk baie swaar laat druk. So, die Here het dit teen die bose intensies om mense nou werklik waar terug te kry en hulle, veral op die gryshart, die ou mense. En jy het gesê, praat van Babylon, ek sal in ewigheid wees, ek sal gebiedster wees vir altyd, en jy het hierdie dinge nie ter harte geneem nie, en aan die einde daarvan nie gedink nie. Praat weer eens van, ons het hier in 'n vorige hoofstuk, van hoogmoed kom voor die verbreeking, en trotsheid kom voor die val. So, dis nooit goed om te dink, ek is hierdie, niemand kan my iets leer nie, ek is en ek het niemand nodig nie, ek luister vir niemand nie, ek maak soos ek wil en wanneer ek wil. Dis gevaarlik om so te wees. Jy het hierdie dinge nie ter harte geneem nie, en aan die einde daarvan het jy nie gedink nie. Hoor dan nou, wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dis ek en niemand anders, en ek sal nie as 'n weduwee sit, of kinderloosheid ken nie. Hier sien ons dat daar afgekyk word, of neergekyk word, op weduwees en mense wat nie kinders het nie. Nou, dis alles beeldspraak. Dis nie regtig dat dit 'n fisiese vrou was nie, maar dit was die hooghartigheid van die mense van Babylon, wat gedink het, hulle is beter as ander mense. Maar nooit dink jy is beter as ander mense nie. As jy vandag die tydelike met die ewige verwissel, en ek verwissel die tydelike met die ewige, dan gaan ons al twee na een staat toe, en dit is 'n staat van stof. Amen. Maak nie saak hoe ryk jy was nie, maak nie saak hoe mooi jy was nie, maak nie saak hoe geliefd jy was nie. Daar's een ding wat almal plat en gelyk maak, en dit is, jy bly 'n sterflike wese. Maar nou, daar's goeie nuus, wat nie sterflik is nie, is jou gees. Halleluja. Jou gees kan nooit tot niet gaan nie. En dit wat jy goed gedoen het op hierdie aarde, sal altyd voortbestaan. Dis 'n legacy wat jy kan los, dis 'n erfenis wat jy kan los, nee pastoor, ja. Absoluut. Alles wat jy gedoen het vir die koninkryk. En ek gaan preek oor, daar's 'n spesifieke kroon wat bedoel is vir mense wat die woord verkondig. Dis hoekom ek almal van julle aanmoedig. Predik die woord. Preek. Ja, maar weet Moenie dink,
preek is net vir ander mense. Ja, maar nou almal het nie preekstoele nie, jy weet, ja, eers vir jou preekstoel kry. Dis nie En dit nodig is nou nie. waar die groot grap is. Baie mense dink jy kan net voltyds in die bediening wees as jy nou 'n preekstoel het of nee. Dis nie nodig nie. Jy is die tempel, jy is die liggaam van Christus. Jy het 'n mond en jy het die vrugte van die Gees. So alles waar jy beweeg, is jy 'n prediker. En nog baie beter as woorde wat jy sê is die vrugte wat jy dra van die Gees. En oral skakel jy mense aan vir Christus. So jy het nie 'n preekstoel nodig. Party ouens sê hoor my preekstoel gaan baie hoër wees as jou preekstoel. Ek gaan 'n baie mooier preekstoel hê. Ja, baie ek was in 'n kerkvergadering waar hulle so vreeslik beklei het oor die preekstoel. Toe wil hulle die preekstoel restoreer en die een nou staan op en sê julle vat nie aan daai preekstoel nie, want my oupa Grootjie, sy oupa Grootjie het daai hout verskaf wat daai preekstoel gebou het. Dan kom dan 'n tradisie ook in, jy weet. Nee man, kom ons kom weg van 'n preekstoel af, soos ons geleer is, en maak jou mond oop, leef jou lewe uit vir Christus. Dis jou les, dis jou preek vir almal. Word vol van die woord. So as iemand in jou stamp, wat gaan uitkom? Christus. Yes. Ja. Baie van julle word baie keer gestamp, né? Jy's daar in die supermark en iemand stamp aan jou. Dan kom jy waar jy uit, né? Want jou sienswyse het sy regering verloor. Maar as Christus jou sienswyse regeer, jy is nie dubbelhartig nie, dat kom uit, vrugte van die Gees. En jy wen daai mense. Want daar gebeur ongelukkig, stem julle saam? Dis nie dat mense altyd miswillig jou stamp met hulle trolley nie. Wag maar nie van jou trolley afgaan as iemand jou met hulle trolley stamp nie. Wie smeek man? Amen. Okay. So, ons sien dat God het toegelaat dat Israel gestraf word. Maar wat God nie van gehou het nie, is die arrogansie, sê arrogansie van Babylon, dat hulle gedink het, maar ons is in charge. Ja, ons is so oulik, maar hulle weet nie, dis eintlik die Here wat dit Dis die bewerkstellig Here wat dit toegelaat het vir 'n spesifieke doel, want hy soek bekering. Ja. Jy sien, so die arrogansie. Dan sê hy vers 9, hierdie twee dinge sal in 'n oomblik op een dag oor jou kom. Kinderloosheid en weduweeskap, onthou nou, dis beeldspraak. In volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towerye, ondanks die groot menigte van jou besweringe. En hier praat ons nou weer van, mense het allerhande coping mechanisms. Jou coping mechanism is wat Babel gehad het. Hulle het hierdie towenaars gehad, en hulle het hierdie magicians gehad, en hulle het hierdie waarsers gehad, en hulle het dit was hulle coping mechanism, hulle het staat Ja, ons gemaak het daar. vandag ook mense wat allerhande goedjies het, Coping wat hulle in mechanism. hulle huise ophang en sê, dit bring geluk. Jy weet, ek dink jy kry hierdie goedjies wat so in die wind waai, en dan klap hulle teen mekaar, en maak hulle nou musiek, né? En baie van daai goed, dan sê hulle, dit is nou, as jy dit het, dan bring dit nou goedheid en guns en voorspoed en baie geld na jou kant toe. So mense het sulke bygeloofies, né? En dan lees ons hier en sê, hierdie mense, kyk wat het hulle gedoen, maar nou baie van ons doen dit dalk self met ons bygeloofies. Nee, maar nie onder daai deurleer loop, leer wat so teen die muur staan, hè. Wat gebeur nou as jy onder so deur 'n leer deurloop? Nee, ek weet nie, maar as jy 'n swart kat ook nog sien, as jy gedoen. Oepsie, ja, ja. Of as die spieël breek, né? Ja, Dan sal 'n klomp dinge wat kan. of die getal 13. Ja. Nee, daar's ons geboue in Amerika waar hulle nie 'n verdieping 13 het nie. Hulle skiep op. Ja, nou sit 14 en ons het weer 14. B, 14A en 14. Ons dink jy op homself, nee, 14A is eintlik 13, ek wil dit ook hê. Bygelowe. En soos ek sê, coping mechanisms is alles krikke wat jy langs jouself oprig en jy sê, maar ek moet dit hê, anders kan ek nie cope nie. Daar's net een manier hoe jy kan cope, jy maak staat op die Here met jou hele hart, jou hele siel, met al jou kragte. As jy dit doen, Amen. spandeer tyd in die woord, Amen. die enswoordige woord wie Christus is, voed jouself met daai woord, hou aan daarmee. Mense, ons almal soek remedies gereeld vir alles in ons lewe. Ek wil nou vir julle verseker, die beste remedie
is Christus woord. Om jou sienswyse te vul met Christus, dan begin alles in plek val. Kry die dubbelhartigheid uit. Wees enkel denkend Christus. Vers 10. En jy het op jou boosheid vertrou. En jy het gesê, niemand sien my nie. Dit begin Niemand in die gee huis. om nie. Niemand worry oor my nie. Dit begin in die huis, die kind gaan in die koekie tin in en sê, Koekieblik. niemand sien my nie. En so maak mense ook met Dan steek hulle finansies. mos die koekieblik weg, dan maar hy kind ontdek hom, né? Daar Ja. op die kas. Ja, Nou mense doen dit met geld wat hulle vir die Here ook moet gee. Ek dink nou aan Handelinge, ek dink is 10, van Ananias en Safira, wat gelieg het. En, nou let wel, niemand het hulle gedwing om dit te doen nie. Niemand het hulle gedwing om dit te doen nie. Maar hier kom die gewone mense van daai gemeente en hulle gaan verkoop eiendom en hulle bring dit en hulle lê dit voor die apostels se voete neer. En die apostels deel dit uit gelyk vir almal. En Ananias en Safira het die ding gesien en ek dink dit het hulle gegryp in hulle hart. Hulle het gedink, "Wow, ons wil ook goed gepraat word oor, jy weet. Miskien het die apostels 'n bietjie aangegaan daaroor en gesê, "Wow, kyk hoe oulik is hierdie mense." En Ananias en Safira het ooreengekom en hulle het vir hulle self gesê, "Ja, ons wil ook in daai voorste stoeltes wees. Ons wil ook in tel wees." En hier kom hulle gaan verkoop 'n stuk grond en hulle sit die geld eenkant, maar hulle steel 'n gedeelte daarvan. Nou let wel. Niemand het gesê hulle moet dit doen nie. Niemand het vir hulle gesê jy moet soveel en soveel en soveel en soveel gee. Maar hulle besluit in hulle hart, hulle gaan lieg, want niemand gaan hulle sien nie. En hulle vat 'n gedeelte daarvan en hulle sit dit eenkant en hulle sê, "Hey, moet vir niemand sê nie, maar ons is 'n bietjie skelm. Hierdie is net vir my en vir jou. Ons gaan iets lekkers daarmee doen." En hulle bring die gedeelte en hulle bring dit voor die apostels en hulle sit dit voor die apostels neer. Nou, niemand sien my nie. Niemand sien my nie. Wie sien jou? God sien jou. Niemand het vir jou gesê, jy moet alles gee nie. Niemand het jou gedwing en gesê, bring soveel en soveel en soveel. Maar jy het besluit, en as jy hierdie lees in Handelinge, Ananias en Safira, dan sien jy nou wat het gebeur. En die apostel sê, is dit die volle bedrag? En Safira sê, ja, dit is alles. Die apostel gee jou 'n kans om die waarheid te praat, want God is nie ons maatjie nie, ons speel nie met God en sê, oeps Here, ek het 'n foutjie gemaak, ek het gelieg en ek het voorgegee, ek is iets wat ek nie regtig is nie. Die apostel sê, is dit die volle bedrag? En Safira sê, ja. Plek sy net daar gesê het, nee, ekskuus, ons het 'n gedeelte het ons weggesteek. Ons het vir 'n gedeelte, het ons nou stil gebly. En die oordeel van die Here kom dadelik en sy val dood neer. En die disippels het gekom en hulle het haar uitgedra. En toe hulle haar uitdra, toe kom Ananias, haar man in. En hy kom ook voor die apostels. En hulle sê, Ananias, is dit die volle bedrag? En hy sê ja. En die apostel sê vir hom, die van hulle wat jou vrou nou net hier uitgedra het, staan reg om jou ook uit te dra. Want jy het nie vir 'n mens gelieg nie, maar jy het vir die Heilige Gees gelieg. Die Bybel sê, alles kan jou vergewe word. Moenie lieg vir die Heilige Gees nie. En daar val Ananias neer en hulle dra hom uit. Niemand het gesê, hulle moet soveel en soveel gee nie.
maar moenie dink dat niemand sien jou nie. God weet alles wat jy in jou binnekamer doen. God ken die oorlegginge van jou hart. Goed, en jy het op jou boosheid vertrou, jy het gesê niemand sien my nie. Jou wysheid, nou, mense is slim in hulle eie oë, né? Spreuke, wees nie wys in jou eie oë nie, wyk af van die kwaad, amen, wees nie slim in jou eie oë nie, baie mense is so slim in hulle eie oë, veral jong mense is so slim in hulle eie oë, nee, maar ek weet alles, my pa en my ma is oudtyds, hulle is argaïs in hulle denke. Argaïs. Ja. Goeie genade, waar kom daai woord vandaan? Dit is 'n goeie woord. Daar's 'n spinnekop agterin. In elk geval, en jong mense baie keer kan nie verstaan waarom ons senior mense 'n sekere manier het van dinge doen nie. Ons het geleer dat bly by die waarheid. En nou jonger mense dink, ag, gaan julle nou alweer kerk toe? Pa, ma, gaan julle nou alweer kerk toe? Wat soek julle by die kerk? Mens kan eenmal 'n jaar gaan, dis nie nodig nie. En hulle is wys in hulle eie oë, hulle is slim in hulle eie oë. Wees nie wys in jou eie oë nie. Wyk af van die kwaad. Luister wat die Bybel sê en doen dit. Amen. Baie kinders luister nie wat hulle ouers sê nie. En dan kom daai spesifieke ding en dit byt hulle aan die bad. En dan kom hulle terug na pa en ma. Pa, ma. I told you, ek het jou gesê, moenie dit doen nie. Jy het nie geluister nie. Amen. Amen. Nou, baie keer gebeur dit as ons wys is in ons eie oë. Ons dink, ag, dit sal niks maak nie. Nee, hier is hierdie pragtige deeg. Ag, 3 lepeltjies Leef-In Essence sal niks maak nie. You just spoiled the whole thing. Amen. En nou deeg dit vir niks nie. Nou moet ons dit wegsmyt buitekant. Want ons luister nie vir ons ouers nie. Ek wil hier iets by sê. Mense luister nie vir hulle pastore nie. Mense luister nie vir hulle pastore nie. Weet julle vir hoeveel mense het ons al gesê, moenie dit doen nie. Dan gaan hulle en dan doen hulle dit. En dan kom hulle terug, pastoor. Ons het jou gesê, moenie dit doen nie. Nou is dit al die 7de maand wat jy in verknorsing sit. En elke diens na die diens dan sê jy, bid vir my, bid vir my. Ek is moeg om vir jou te bid, want ek het jou 7 maande terug gesê, moenie dit doen nie. Het jy geluister? Nee, jy het nie geluister. Omdat jy nie geluister het nie, is daar nou gevolge. Nou sit jy met daai gevolge. Ek wil sê, jong mense, luister na dit wat jou leiers vir jou sê. Ons het al vir 'n persoon in die kerk gesê, persoon is lankal nie meer hier nie, want hy leef lankal nie meer nie. Ons het gesê, moenie daai besigheidsbesluit neem nie. Hy het gesê, maar julle gun my niks. Ek sê, dis nie dat ek jou nie iets gun nie. Ek kan sien dat dit wat jy gaan doen, gaan uitloop op disaster. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Persoon het gegaan, persoon het dit gedoen. Persoon het opgeëindig as 'n boemelaar. 'n boemelaar. 'n boemelaar. Nadat hy miljoene gekry het by die werk, nadat ek gesê het, moenie daai doen nie. Hy het opgeëindig as 'n boemelaar. Luister wat jou leiers vir jou sê. Ons praat nie uit onsself uit, ons praat uit die Heilige Gees uit. Ons sê, ons sien jou pad loop, gevaarlik styl. Amen. So, kom ons gaan aan. Jy het op jou boosheid vertrou, jy het gesê, niemand sien my nie, my wysheid en my kennis. Dit het jou verlei, sodat jy in jou hart gesê het, ek is dit en niemand anders nie. Daarom oorval 'n onheil jou wat jy nie sal weet om te besweer nie. As jy in die diep yoghurt sit, nee,
dan weet jy regtig nie hoe om daar uit te kom nie. En so is almal wat nie luister na dit wat die raad wat ons gee, wat uit die mond van God uitkom nie. Ons praat nie uit ons eie mond uit nie. Ons praat uit die wysheid van God uit. Wat jy nie kan versoen nie en skielik oorval jou 'n verwoesting sonder dat jy dit weet. Tree tog op met jou besweringe en met jou menigte van jou towerye waarmee jy jou vermoei het van jou jeug af. Miskien kan jy iets uitrig. Miskien kan jy skrik aan jou. Die Here spot. Die Here spot en sê, dis jou pad wat jy wil geloop het. Jy wil nie geluister het nie. Gaan en gaan doen soos wat jy goed dink. Gaan maak maar jou bedjie, gaan lê maar op hom, want jy wou nie geluister het nie. Vers 13. Jy het jou vermoei met die menigte van jou plannetjies. Ananias en Safira het plannetjies gehad met daai ekstra geldjies, wat hulle so weggesteek het. Laat hulle tog optree en jou red, die wat die hemel indeel, en die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Die sterre voorspel. Wie van julle kan dit onthou? In die ou tydskrifte was daar 'n bladsy geweest, die sterre voorspel. Dit is nou baie meer lewendig as ooit, want jy kan dit sommer Google, ja. Is dit? Ja. En baie mense kan nie leef nie as hulle die oggend wakker word eers, wat sê die sterre? Wat sê die horoskoop? Ai. Sterker as ooit, hoor. Die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Kyk, hulle het geword soos stoppels, soos vuur het hulle verbrand. Hulle kan hulle self nie eens red uit die mag van die vlam nie. Dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie. En dit het jy aan hulle, jou koopmans met wie jy jou vermoei het van jou jeug af. Elkeen dwaal sy eie koers. Niemand is daar wat jou sal red nie. Vandag se les. Luister na wat die Here vir jou sê. Gee ag op wat die Here vir jou sê. En dit sal met jou goed gaan. Vee jou af daaraan. En daai selfde ding gaan terugkom na jou toe. En jy gaan van maande agterna huil en sê, ek het nie geweet, dit gaan gebeur nie. Maar daar was 'n waarskuwing gewees. En daar's vir jou gesê, moenie daai pad loop nie. En jy het jou eie pad geloop. Amen. Die Bybel sê, as jy iemand waarsku van sy verkeerde weg, dan sy bloed nie op jou hande nie. Maar as jy iemand nie waarsku nie, en dis hoekom ons mense waarsku. Mense dink, ag, julle probeer om bemoeisiek te wees, julle probeer om vir ons te sê, ons lewe materiaal. Nee, dit is nie so nie. Ons het hierdie ding van wat die Here sê, as jy iemand waarsku, en jy sê, dis 'n verkeerde pad, dan is hulle bloed nie op my hande nie. My hande is skoon. Maar as ek hulle nie waarsku nie, en ek bly stil en ek sê, doen maar soos jy wil, dan is hulle bloed op my hande, want ek is die teacher van die woord van die Here, jy is die teacher van die woord van die Here, en ons moet vir mense sê, moenie dit doen nie, dit gaan vir jou nie goed uitdraai. Amen. Is nie lekker nie? Partykeer wil ons eie pad, en ons eie koers, en ons wil maak soos wat ons wil maak. Op die einde van die dag is gehoorsaamheid is beter as offergawe. Dit staan in 1 Samuel 15:22. Nee? Mense wil kom en sê, ja, ek was nou nie gehoorsaam nie, maar ek sal 'n ekstra dit doen, en ek sal vir jou 'n ekstra koppie tee maak, en ekstra dit, en ek sal vir die Here 'n ekstra dat doen. Gehoorsaamheid is beter as offerhande. Die Here soek nie offerhande nie, God soek gehoorsaamheid. Daar's blessings in gehoorsaamheid. Daar's beskerming in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n beskerming oor jou, soos 'n tjupa. Dis soos 'n sambreel wat oor jou is as jy onder God se gehoorsaamheid bly. Dit is 'n sambreel, dit beskerm jou. En dan gaan jy onder dit uit, jy's nie gehoorsaam nie. En dan slaan die blitse, die weerligstrale, Jy wou daai ander woord gesê, die donder weer,
Jy wil altyd vloek nog, nou kan jy maar vloek. Nee, maar die Bybel praat van, die Bybel sê dit so, maar ek wil dit nie... Bliksemstraal, ja. Ja, ja. En Gisterand nou het dit nogal, wie van julle het gehoor? Ek het nogal geskrik op 'n stadium, né? Yes. Jy ook? Amen. Maar Ja. ja, die weer was swaar, nee. Die weer was swaar. Maar so gehoorsaamheid is 'n beskerming rondom jou. Ongehoorsaamheid maak die deur oop vir boosheid om in te kom en jou te katazza, my maat, tot jy nader aan so moeg is van daai katazza. En dan begeer jy sê, ag ek wil net, ag plaks ek dit nou nie, ag plaks dit, plaks dit, plaks dit. Gehoorsaamheid is beter as offerhande. Dis 1 Samuel 15:22. En dis 'n kort hoofstuk. Ananias is Handelinge 5. Handelinge 5. Dankie Waar Karel. Ananias en Safira dan nou vir die Here gelieg het, ja, Handelinge Yes. 5, ja. Handelinge 5. Ja. En ek wil gou dit net so hier en daar Handelinge 5, want ons het tyd. Amen. Handelinge 5. En 'n sekere man van die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou. So hulle het saam geknoei. Hulle die aand het hulle agtertoe deur het hulle gesê, "Hey, weet julle wat?" En hulle het van die prys teruggehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, "Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As jy dit nie verkoop het nie, het dit nie jou nou gebly nie? En toe dit verkoop was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God." En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het oor almal gekom wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat gebeur het. En Petrus het haar aangespreek, "Sê vir my of het julle die grond vir soveel en soveel verkoop?" En sy sê, "Ja, vir soveel." En Petrus sê vir haar, "Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra." Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en haar by die man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Hier staan dit, so ek het hom so bietjie omgedraai toe ek het sommer net vertel het, ek het gesê die vrou het eerste ingekom. So Ananias het heel eerste ingekom. Amen. Om te luister is beter as om jou eie pad te loop. Kom ons sluit af. Sluit jy vir ons af? Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie Vader wat ons kan leer. Ons weet die woord maak ons sterk tussen die ore. Christus Jesus maak dat ons elke gedagte gevange kan neem en bring 'n gehoorsaamheid aan Christus die woord. En Vader, wanneer ons dan eenhartig denkend is, dan wandel ons op u voetspore. Dan trap ons versigtig in die voetspore. En dan is ons pad gelyk. Yes. En dan het ons oorwinning. En dan is ons 'n lig wat skyn en sout vir 'n verlore gaande wêreld, want dis waarvoor U ons geroep het. Dankie Here. Skei al die lof, al die prys. In Jesus naam. Amen. Amen.